julle, ons gaan aan met Jesaja. Is belangrik, Jesaja en Jeremia, laat julle maar luister. Ek sal so hopelik notaatjies maak tussenin, sommer vir julle, terwyl ons dit lees. Kan ons begin by hoofstuk 1. 'n sondige volk word geoordeel. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Osia, Jotam, Agas en Hizkia, die konings van Juda. Hoor, o hemele, en luister, o aarde, want die hemelse Vader spreek, ek het die kinders grootgemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. 'n os ken sy besitter, en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Wee die sondige nasies, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders van verderflike handel. Hulle het die hemelse Vader verlaat, die heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met om af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot by die hoof toe, is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe, hulle is nie uitgedruk, of verbind of met olie versag nie. Julle land is 'n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid, en dit is 'n wildernis soos by die omkering deur vreemdes. En die dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleerde stad. As die hemelse Vader van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. Hoor die woord van die hemelse Vader, owerstes van Sodom. Luister na die wet van onse God, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers? Sê die hemelse Vader, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van die stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis, om my verhowe te vertrap? Bring nie meer skyn heilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitgeroep van samekoms. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestydde haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle jul hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg en beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die hemelse Vader. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die hemelse Vader het dit gespreek. Ag, hoe het die getroue vesting van 'n hoer geword? Dit is vol geregtigheid, het daarin vernag. En nou, moordenaars, jou silwer het skuim geword, jou wyn is vervals met water, jou vorste is opstandelinge, met metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloning na. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Daarom spreek die hemelse Vader van die leerskare, die magtige van Israel, o wee, ek sal vir my
voldoenig verskaf en van my teenstanders en my wreek op my vyande. Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou skuim soos met loog uitsuiwer en al jou looddele wegneem. En ek sal weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin. Daarna sal jy stad van geregtigheid en getroue vesting genoem word. Sion sal deur die strafgerig verlos word en van hom wat terugkeer deur geregtigheid. Maar daar sal verbreeking wees van die oortreders en die sondaars almal saam, en die wat die hemelse Vader verlaat sal omkom. Want hulle sal die skande kom weens, die terpentynbome waar julle behaag in het, en julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het. Want julle sal wees soos 'n terpentynboom, waarvan die blare verdor, en soos die tuin wat geen water het nie, en die sterkte word tot vlas, en sy werk tot 'n vonk, en hulle sal albei tesame brand, sonder dat iemand uitblus. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 2. Deur die strafgerig tot verheerliking. Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het, met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van dae sal die berg van die huis van die hemelse Vader vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die ander heuwels, en al die nasies sal daarheen stroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die hemelse Vader, na die huis van God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van die hemelse Vader uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies, en regspreek oor baie volke, en hulle sal hulle swaarde, pikke, smee, en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal die nasies teen nasies die swaard ophef nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom huis toe van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die hemelse Vader, want U het U volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, en van die goelaars, soos die Filistyne, en met die kinders van die vreemdes dryf hulle handel. En hulle land is vol silwer en goud, daar is geen end aan hulle skatte nie, en hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaans nie. Ook is hulle land vol afgode, voor die werk van hulle hande buig hulle al neer, voor wat hulle vingers gemaak het. So moet dan die mens neerbuig, en die man verneder word, en U moet hulle dit nie vergewe nie. Gaan in die rots en steek jou weg, in die grond vanweë die skrik van die hemelse Vader, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neerbuig word, en die hemelse Vader alleen sal in die dag verhewe wees. Want 'n dag is daar vir die hemelse Vader van die leerskare, oor al wat trots en hoog is, oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word, en oor al die hoë verhewe seders van Libanon, en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels, en oor al die hoë torings, en oor al die versteekte mure, en oor al die skepe van Tarsus, en oor al die kosbare pronkstukke. Dan sal die hoogheid van die mense neerbuig, en die trotsheid van die manne verneder word, en die hemelse Vader alleen sal in die dag verhewe wees. En die afgode sal geheel en al verdwyn, en hulle sal gaan in die spelonke van rotse en in die gate van die grond, vanweë die skrik van die hemelse Vader, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag sal 'n mens sy silwer afgode en sy goue afgode, wat hy vir hom gemaak het, om voor neer te buig, weggooi vir die molle en vir die vlermuise, om te gaan in die skere van die rotse en in die klowe van die kraanse, vanweë die skrik van die hemelse Vader, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil,
as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik, laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, want hoe is min is hy werd. Tot sover. Hoofstuk 3. Want kyk, die hemelse Vader van die leerskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem, die stit en die steen, elke stit van brood en elke stit van water, die held en die krygsman, die regter en die profeet, en die waarseer en die oudste, die owerste oor 50 en die aansienlike en die raadsman en die knap ambagsman en die ervare besweerder, en ek sal seuns hulle vorste maak, en moedswillig sal oor hulle heers. En die mense sal mekaar verdruk, man teen man, en die een teen die ander. Die seun sal die grysaard, die veragtelike sal die agbare stormloop. As 'n man sy broer aangryp in die huis van sy vader, en sê, jy het 'n kleed, jy moet die owerste oor ons wees, en laat hierdie ingestorte pynhoop onder jou toesig wees. Dan sal hy in die nag uitroep en sê, ek kan geen geneesheer wees nie, en in my huis is geen brood en geen kleed nie. Maak my nie 'n owerste van die volke nie, want Jerusalem het gestruikel en Juda het geval, want hulle tong en hulle dade is teen die hemelse Vader om sy oë vol heerlikheid te trotseer. Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle, en hulle sonde maak hulle bekend soos Sodom, sonder om iets weg te steek, wee oor hulle siel, want hulle doen hulself kwaad aan. Sê vir die regverdige dat dit met hom goed sal gaan, want die vrug van hulle handelinge sal hulle eet. Wee die goddelose, met hom gaan dit sleg, want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. Die drywers van my volk is kinders en vroue, heers oor hulle. O my volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot 'n dwaalweg gemaak. Die hemelse Vader staan daar, om 'n regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis. Die hemelse Vader gaan na die gereg met die oudstes van die vorste van sy volk. Ja, julle het die wingerd afgewy, wat aan die arm man ontroof is in julle huise. Wat is dit met julle, dat julle my volk vertrap en die elendiges mishandel, spreek die hemelse Vader van die leerskare. Verder het die hemelse Vader gesê, omdat die dogters van Sion trots is, loop met die uitgerekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel. Daarom sal die hemelse Vader die skedel van die dogters van Sion skurf maak, en die hemelse Vader sal hulle skaamte ontbloot. In die dag sal die hemelse Vader wegneem die sieraad en die voetringe en die sonnetjies en die maantjies, die oorversiersels en die armbande en die sluiers, die hoofversiersels en die voetkettingkies en die pronkgordels en die reukflessies en die towermiddels, die vingerringe en die neusringe, die feesklere en die manteltjies, en die tallies en die handsakkies, die handspieeltjies en die hemde, die tulbande en die wye mantels. Dan sal daar plaas van balsemgeur mufheid wees, en in plaas van 'n gordel 'n tou, en in plaas van 'n gevlegte hare kaalheid, en in plaas van pronkgewaad 'n roukleed, brandmerk in plaas van skoonheid. Jou manne, o Sion, sal deur die swaard val, en jou helde in die oorlog. En sy poort sal klaag en treur, en hy sal uitgeskit op die aarde sit. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 4. En in die dag sal 7 vroue een man aangryp en sê, ons eie brood sal ons eet, en ons eie kleed aantrek, laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg. In die dag sal die spruit van die hemelse Vader wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygemaaktes van Israel.
En wie Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. As die Hemelse Vader onreinheid van dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het, deur die gees van die strafgerig en die gees van die uitdelging, dan skep die Hemelse Vader oor elke woonplek van die berg Sion, oor sy plekke van samekoms, 'n wolk bedags en rook met glans van die vuurvlamme in die nag, want oor alles wat heerlik is, sal daar 'n beskutting wees, en daar sal 'n afdak wees vir die skaduwee bedags en teen hitte vir die skuilplek en toevlug teen die stortbuie en die reën. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 5 van Jesaja, die strafgerig van God oor sy bedorwe volk. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het omgespit en die klippe daar uitgehaal, en dit geplant met edelwingerstokke, en hy het die toring daar binne-in gebou, en ook die parskyp daarin uitgekap, en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat die druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee, wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stukkend breek, sodat dit vertrap word. Ek sal dit 'n wildernis maak, dit sal nie gesnoei of gespit word nie, maar opskiet met dorings en dussels. Ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Hemelse Vader van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op geregtigheid, maar kyk, dit was 'n geskreeu. Wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. In my ore het die Hemelse Vader van die leerskare gespreek. Waarlik, baie huise sal 'n woestyn word, die grootes en die mooies, sonder inwoner, want 10 morg wingerd sal een enkele bad oplewer, en 'n hommer saad sal 'n eva opbring. Wee hulle wat vroeg in die môre klaarmaak, om sterk drank na te jag, wat in die nag laat opbly, terwyl die wyn hulle verhit. En daar is 'n sitter en 'n harp, tamboerijn, en 'n fluit en wyn by hulle maaltyd, maar op die dade van die Hemelse Vader gee hulle geen ag nie, en die werk van sy hande sien hulle nie. Daarom gaan my volk in ballingskap weens 'n gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers, en hulle menigte versmag van dors. Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sink hulle adel en hulle menigte en hulle lydrigtigheid en diegene onder hulle wat uitgelate is. Dan word die mens gebuig en die man verneder, en die oë van die hoogmoedige mens word verneder. Maar hoog sal die Hemelse Vader van die leerskare wees deur die strafgerig, en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. En daar sal lammers wy soos op hulle eie weiveld, en rondtrekkers sal die pynhope van die ryk mense laat afeet. Wee hulle wat ongeregtigheid nader trek met 'n koorde van goddeloosheid, en die sonde soos met toue. Wat sê, laat hy gou maak, laat hy sy werk verhaas, dat ons dit kan sien, en laat die raad van die heilige van Israel naby wees, en kom dat ons dit kan ken.
Wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wie hulle wat in die oë wys en na die eie oordeel verstandig is. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng, wat vir die omkoopsgeskenk die skuldige regverdige verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. Daarom soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam in mekaar sak, so sal hulle wortels soos poeier word en hulle uitspruitsel soos stof opstywe, omdat hulle die wet van die Hemelse Vader van die leerskare verwerp het en die woord van die Heilige van Israel verag het. Daarom het die toorn van die Hemelse Vader ontvlam teen sy volk en het hy sy hand teen hulle uitgestrek en hulle swaar getref sodat die berge gebeef het en hulle lyke soos vuilnis op die strate was. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar is sy hand nog uitgestrek en hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte en hy vleit vir die volk daar aan die einde van die aarde. En kyk gou, haastig kom hulle. Geen vermoeide en geen struikelende is onder hulle nie. Hulle slymer of slaap nie, en hulle gord van hulle heupe word nie losgemaak nie, en die riem van hulle skoene nie gebreek nie. Wie se pyle skerp en al hulle boë gespan, die poste van hulle perde is soos klipstene, en hulle wiele soos stormwind. Hulle gebrul is soos die van 'n leeuwin. Hulle brul soos jong leeu's en maak 'n gedreun en gryp die prooi en sleep weg sonder dat iemand red. En in die dag sal dit oor hulle dreun, soos 'n gedreun van die see, as iemand die aarde aanskou. Kyk, daar is angsvolle duisternis en die lig is verduister deur die wolke. Tot sover.